Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer vandag om saam met u te kan deel rondom die woord van ons Here Jesus Christus. Die Here is 'n werklikheid, die Here is wonderbaar, hy is heilig en hy is kosbaar. Vir u wat nog nie bekend is met my nie, ek is Pastor Newton Bester en ek is baie dankbaar dat u ook ingestel is op hierdie program. Mag die Here u seën deur hierdie bemoedigende boodskap wat ek met u sal deel. Kan ons net gou vir 'n oomblik ons oë sluit en die Here vertrou vir 'n magtige werk. Vader, ons dank u vanmôre vir u liefde, vir u liefde, Here, u genade en u getrouheid. Ons dank u, Here, dat u so wonderbaar en heilig en magtig is, my God. Here, reinig ons harte, ons siele, Here, ons verstande, my God, Here, en kom woon u in elkeen van ons, my God. Here, kom seën elke kyker, Here, elke luisteraar, my God, Here, en elkeen wat ingestel is op hierdie program. Ek bid, Hemelse Vader, dat u woord, Here, elkeen sal optel, my God, Here, en waar daar ook moedeloosheid is, Here, waar daar ook, Hemelse Vader, Here, mense is wat vandag, Here, wil opgee, my koning, Here, iemand wat vandag, Hemelse Vader, Here, voel, niks wil meer uitwerk nie. Ek bid dat u, Here, sal deurkom deur hierdie boodskap, my God, in die magtige en heilige naam van Jesus Christus. U is nog altyd die weg, my koning, die waarheid en die lewe. Kom seën ons dan nou, Here, en seël ons met u kosbare bloed. Ek dank u vir 'n mooi werk in Jesus naam. Amen. Ja, liewe luisteraars, ek wil net vra dat julle saam met my sal gaan in die boeke van Handelinge 4, vanaf versie 27 tot en met versie 31. Die Bybel sê vir ons daar, dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen u, heilige dienaar, Jesus, wat deur u gesalf is, en hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Tot sover. Die Here sien sy woord en die lesing daarvan. Ek luister na hierdie skrifgedeelte. Ek kyk na hoe dat Petrus, die Bybel sê daar vanaf versie 23, Petrus en Johannes was losgelaat uit die gevangenis en hulle het by hulle medegelowiges gekom en hulle het saam gebid oor wat heiliglik plaasvind in hulle area en in hulle omgewing en in hulle gemeenskap en in hulle lewens en hoe dat hulle vervolg word as gevolg van die woord van die Here wat hulle verkondig, as gevolg van dat hulle die naam van die Here Jesus Christus groot maak. Maar ek wil vandag praat saam met mense wat ook die Here vertrou vir baie dinge. Ons as Christene, ons as gelowiges, ons wat glo dat Jesus Christus 'n werklikheid is. Ek wil vandag praat met u, selfs met die wat nog nie Jesus Christus aanvaar het as u saligmaker nie, wat vandag ook ingeskakel is op hierdie program. Ek wil graag met u vandag praat, hoe belangrik dit vir ons is om saam te bid. Hoe belangrik dit vir ons is om God te vertrou in die gebed. Want die Bybel leer ons dat gebed verander sake. U sien die Bybel leer ons dat Jesus Christus het baie maal sy volgelinge geleer, vir sy disippels geleer om te bid, om reg te bid. En ons almal ken die gebed van onsse Vader wat in die hemel is, waar hy sê, laat u naam geheilig word, en hy wil hulle leer dat hulle hierdie gebed moet doen. Dit is so belangrik vir ek en vir u, want ek verstaan dat terwyl Petrus en Paulus en Johannes uit hierdie gevangenis uitkom en na hulle medegelowiges gaan wat vir hulle in gebed opdra, het hulle weer saam met hulle gaan bid met die doel, die vraag is dat die Here moet kyk, die Here moet sien wat Pontius Pilatus, wat Herodes en Pontius Pilatus doen. Die Here moet sien en dat die Here moet ingryp in daardie situasies en in daardie omstandighede, dat die Here hulle vervolgers en die mense wat vir hulle wil
wil doodmaak en die mense wat vir hulle wil verneder, dat die Here daar moet ingryp. En die rede hoekom hulle in hierdie situasie is, die rede hoekom hulle in gebed gaan, in hierdie gedeelte van die skrif, is omdat hulle voel die druk wat om hulle is. En dis nie lekker om te weet, jy verkondig 'n werklikheid, of die waarhede van ons Here, van die Here Jesus Christus nie. Dis nie lekker om te weet, jy verkondig hierdie waarhede en hierdie werklikhede nie, en nou word jy vervolg as gevolg van hierdie waarhede. Nou word jy word beskinder, jy word bespot, jy word seer gemaak as gevolg van die waarhede en die liefde van die Here Jesus Christus wat jy uitbeeld. Jy sien, vandag sit u as gelowige of medebroer en suster daar, en u sit in so 'n situasie en u voel, kyk maar niks. Hier's dinge wat net nie vir u uitwerk nie, en u voel dat u kry nie, dit voel vir u asof u in 'n gevangenskap is, dit voel asof dit niks, dinge wil net nie verbeter nie, en mense wil net kry lekker om vir u te sien in daardie situasie wat u nie kan uitkom nie. Jy sien, hierso leer die woord van die Here vir ons, dat Paulus hulle kom alreeds Petrus hulle kom alreeds uit 'n gevangenis uit, en hulle toevlug was na die Here toe hulle uit die gevangenskap uitkom, hulle toevlug na die Here toe, en op geen ander manier as in gebed nie. Jy sien, die Bybel sê vir ons uitdruklik in versie 29 tot 31 sê, en nou Here, kyk hoe dreig hulle ons, gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig, laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. U sien, hulle sê, kyk hoe dreig hulle vir ons. Baie maal word ek en u gedreig, baie maal, soms gaan dit nie oor die evangelie wat ons verkondig nie, maar soms gaan dit omdat ons in iets beters wil kom, soms gaan dit omdat ons wil net 'n beter lewe lei, en nou is daar die wat vir ons dreig om sekere dinge te doen soos wat hulle dit wil doen, dinge wat nie van die Here Jesus Christus af is nie. U sien, die vyand vind maniere om ons te dreig, en sy dreigemente wat hy maak is deur ons kinders negatief te beïnvloed. Sy dreigemente wat hy maak is om ons eggenote negatief te beïnvloed, is om ons familielede en vriende negatief te beïnvloed, sodat hulle ons moet dreig, en dit voel asof dit nie meer uitwerk met die Here Jesus Christus nie, en dit voel asof dinge nie vir ons gemakliker gaan word terwyl ons in Christus is nie. Maar ek wil vir u sê, die duiwel is 'n leenaar, prys die naam van die Here. Die duiwel is 'n leenaar. Hy sal alles probeer om vir ons moedeloos te maak. Hy sal alles probeer om ons gevange te hou. Maar ek en u wat in Christus is, en u wat nog nie 'n ontmoeting met Christus het nie, wil ek vandag bemoedig deur te sê, al manier om vry te wees, al manier om uit te kom, al manier om die deurbraak te ondervind wat u graag wil hê, is om in gebed, in toewyding in gebed na Christus te gaan. Amen. Is al manier om dit te kry wat u begeer, of die vryheid te hê wat u wil hê. Van hier sê die gelowiges in die gebed, hulle sê dat ons u woord, dat ons die goeie werke van u, die wil van die Vader kan doen met vrymoedigheid. Met vrymoedigheid. En dit is so belangrik dat ons nie gevange moet voel of bedruk moet voel of vasgehou moet voel wanneer ons besig is met die goeie werk van die Here Jesus Christus nie. Van die Bybel leer ons dat die woord evangelie beteken goeie nuus. So ons moet hierdie goeie nuus, hierdie goeie boodskap moet ons uitbring. Amen. Maar baie maal gaan hierdie goeie boodskap is net die waarheid. Dit is waar ek en u die waarheid met die mensdom moet deel. Die waarheid van wie Christus is, die waarheid van die werklikheid van die koninkryk wat Jesus Christus verkondig het, waar hy gesê het, en hy sal gaan om vir ons plek te gaan voorberei. Jy sien, dit is die waarhede, die werklikhede wat ek en u moet verkondig. En die vyand probeer om ons vas te hou, terwyl ek en u glo in 'n God wat vir ons vry gemaak het, van hy het sy lewe opgeoffer op die kruis van Golgotha vir ons sonde en ons oortredinge. Amen. En hy het gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want hy weet, Here, hy het geweet sy sterfte bring verlossing en redding en vrylating vir ons. Daarom moet ons mind kan change. Die
meer te sê, ek wil nie meer so dink soos ek gedink het toe ek in die sondige lewe het nie, maar ek dink nou soos 'n persoon wat in Christus is, amen, deur die regte dinge te doen, deur op die regte weg te bly. Die Bybel sê vir ons uitdruklik hier, hulle bid dat hulle met vrymoedigheid kan beweeg en die evangelie kan verkondig. Jy sien, dit is so belangrik, dierbares, gebed het 'n kragtige uitwerking, dit het 'n fisiese uitwerking, en een van die bewyse wat ek vandag aan u wil bekend maak is dat, was dit nie vir gebed nie, sou ek nie hier kon staan en met u die evangelie kon deel nie. Was dit nie vir die gebed nie, dan sou hierdie program nie beskikbaar gewees het vir u om op in te kom en te kom luister en te kyk na die woord van God wat hier uitgaan nie. Was dit nie vir die gebed nie, alles wat vandag in gelowiges en mense se lewens gebeur, is as gevolg van gebed, en die evangelie van die Here Jesus Christus is as gevolg van gebed, want gebed verander sake. Amen. Die Bybel sê vir ons hier in vers 31 sê, nadat hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. So almal se gebede het so 'n effek gehad dat die plek waar hulle gebid het geskit. Jy sien, dit het nie net geskit nie, maar dit het omstandighede verander. Dit het nie net geskit nie, maar dit het 'n ware getuienis in mense se monde geplaas. Dit het nie net geskit nie, maar dit het die vrymoedigheid gebring om die evangelie van Christus te verkondig, om vrylik te lewe. Amen. Dit het nie net geskit nie, maar dit het die liefde in die harte van die mense ingeplaas. Want die Bybel sê, wanneer ons bid, dan moet ons bid dat God sy liefde in ons harte sal uitstort. Jy sien, dit is so belangrik dat ek en u weet wanneer ons bid, wat 'n krag en wat 'n effektiefheid die gebed het wanneer ons saamkom. Ek wil van u vandag vra, as u opgegee het, as u vir u self sê, ek gaan nie meer bid nie, ek het nou genoeg gebid en niks gebeur nie, as u vir u self sê, dit baat nie 'n mens bid meer nie, van dinge werk net nie vir jou uit nie. Jy sien hoe gaan die ongelowige vorentoe, die wat besig is met verkeerde dinge, hulle gaan vorentoe en jy bid en bid, maar niks gebeur nie. Ek wil vir u vandag sê, die Bybel sê ons moet in die gebed bly. Ons moet vertoef in die gebed. Die Bybel leer ons, jy sê, en die plek waar hulle by mekaar kom, het geskit. Van die krag van gebed het 'n effek gehad. Prys die naam van die Here. Die krag van die gebed het 'n effek gehad, en die plek het nie net geskit nie, maar almal was met die Heilige Gees gevul gewees. Ek wil vir u vandag waarborg dat sodra u intiem bid met en die Here vertrou en God nader, van die Bybel leer vir ons, nader tot my, sê die woord van die Here, en ek sal tot julle nader. Die Bybel sê, as ons dan bekeer tot God en ons dan bely dat Jesus Christus 'n werklikheid is, as ons dan bely teenoor die Here, dan sal hy ons gebede verhoor. Die Bybel leer vir ons daar in die boeke van Exodus sê dat toe die volk Israel gebid het terwyl hulle in Egipte was, het God hulle klaagliedere en hulle uitroep, het God na dit gehoor. Amen. God het gesien hulle pyn en het gesien hulle lyding. Dieselfde situasie sit ons vandag hiermee in Handelinge 4. Amen. Vanaf versie 27 hoor ons dat hulle word bedreig. Hierdie gelowiges gaan deur 'n tydperk waar hulle in 'n situasie is waar hulle bedreig word, waar hulle doodgemaak word, waar hulle gemartel word, maar hulle het hulle vertroue en hulle toevlug in Christus in die gebed geplaas. Amen. Want hulle sê so mooi, sê die skrif, hy sê daar in versie 30, laat u genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. Amen. Hulle sê dat die Here moet genesing bring. Genesing nie net van wonde wat gesond gemaak moet word nie, maar genesing vir daardie gemeenskap, genesing vir daardie omstandighede, genesing in daardie situasie, geestelike genesing van liefde, genesing van vrede, genesing van herstelling, genesing deur vrede te bring. Prys die naam van die Here. En dit is die krag wat gebed het. En die gebed het gewerk, van God het hulle gevul met die Heilige Gees, en die Heilige Gees het hulle in staat gestel om vrymoediglik hierdie evangelie en die wonders in die naam van die Here Jesus Christus te gaan doen.
Dit is hoe belangrik dit is vir ek en u. Vandag sit u daar en u sê vir u self, ek het so nodig, ek moet maar 'n paar mense kry, of u moet na gelowiges gaan, of na kerk gaan om saam te gaan bid. Nee, is nie net dat u na kerk toe moet gaan nie, maar as u met u huisgesin kan saam bid, dan kan God 'n skudding bring in daardie plek, in daardie voorkamer, in daardie slaapkamer, in daardie kombuis, daar wat u is in u huis met u gesin, as u familielede, u niggie, u neef, u vriend, u broers, as u julle kan bring en julle kan saam bid, kan God 'n verandering bring. God kan net daar 'n verandering bring as u julle vertrou op die Here, want hy sê waar 2 en 3 in sy naam vergader, daar is hy in die midde, daar is Christus Jesus in die midde. Ek wil vir u sterk bemoedig vandag, moet nie jou gebedsgeloof in die gebed moet dit nie vernalatig nie. Die Bybel sê dat ek en u moet aanhou bid. Ons moet nie ophou bid nie. Ons moet bid tot ons Here Jesus Christus en vertrou dat dit 'n werklikheid sal word, dat hy ons sal uithaal, dat hy ons sal red, dat hy ons sal help. Dis net die gebed, wat ons kan help. Ja, baie mense, probeer oplossings gee, maar as dit nie vir die gebed was nie, soos ek gesê het voorheen, sou ek nie hier kon staan nie. As dit nie vir die gebed was nie, sou ek nie eens vandag hier kon uitgekom het om met u te kan praat rondom die woord nie. Sou ek dit nie gemaak het nie, maar God het genade geskenk dat ek en u kan opstaan vanmôre uit ons beddens uit, dat ons vanmiddag, vandag kan sit en voor die televisieplaas sit en na hierdie woord kan luister. God het dit alles bewerkstellig en hy het ons die krag gegee en die vermoëns gegee om dit te kan doen. Ons kan die Here dank vir ons gesinne wat in gesonde mate is, want die Bybel sê dat hy gee die mens krag. Hy is die skepingskrag, hy is die lewe. Die Bybel sê God, Jesus Christus sê, hy is die weg, die waarheid en hy is die lewe. Hy sê daar is niemand wat na die Vader kan gaan, behalwe deur hom nie. Amen. Dit is wat ons, dit is wat ons Here Jesus Christus aan ek en u beloof. Hy is die weg, hy is die herder, en hy kyk na sy skape vandag. Ek wil u vandag bemoedig deur te sê, kom ons bid saam. Kom ons plaas ons geloof in ons Here Jesus Christus en ons vertrou dat hy vir ek en vir u sal genesing bring in elke situasie. Dat hy die wonderwerke sal doen, dit wat ons van hom bid, dat hy dit sal doen, en dat ons met nederigheid en volharding na hom sal uitroep. Prys God se naam, want hy sê dat ek en u moet ons verneder en hy sal ons verhoog. Ek glo en ek vertrou dat hierdie kort bemoediging u opgetel het. Ek weet nie, ek ken nie u se situasie nie. Ek weet nie waaroor u huil nie. Ek weet nie wat u hart seer gemaak het nie. Ek weet nie wat die wond veroorsaak het nie. Maar ek wil vir u sê, moet nie opgee in die gebed tot die Here Jesus Christus nie. Moet nie opgee om Jesus aan te roep in gebed nie. Moet nie daardie middernaggebede wat u opgestaan het, moet dit nie vernalatig nie. Moet nie daardie oggendgebede, moet dit nie vernalatig nie. Moet nie daardie samekoms om te gaan bid, moet dit nie vernalatig nie. Want is dit nie vir julle gebede is nie, as dit nie vir daardie gebede is nie, sou dinge nie vir ons so beter gegaan het nie, sou dinge nie kan verander nie. Dit is net deur die gebed van die regverdiges, verklaar die woord van God, dat dinge kan verander. Amen. So ek en u het die vermoëns as ons saamkom om 'n plek te laat skud. Ons het die vermoëns as ons saamkom om die gees van die Here te ontvang deur die gebed. Amen. En mag God se gees vandag, waar u ook al gaan, mag die gees van die Here u oorweldig. Mag die gees van God vir u vul en aan u meer wysheid, meer insig, meer kennis gee. Mag die gees van God deur u liggaam werk en deur u tong werk. Mag die gees van die Here u liggaam gebruik, of u huisgesin, of u familie gebruik om lewens te verander, om ander te verander, om mense se lewens te verander, om wonders te doen, om genesing te bring deur middel van julle toewyding aan die gebed. Prys die naam van die Here. Ek glo en ek vertrou dat hierdie bemoediging u opgetel het. Mag die Here u wonderbaarlik seën. Mag die Here deure vir u oopmaak wat u nooit aan gedink het nie. God is 'n werklikheid. En daar is so baie wat u kan getuig hoe dat die gebede beantwoord word wanneer ons bid.
Jy sien, ek glo dat gebed verander sake. Ek glo in hierdie woord. Die Bybel sê, die letter is dood, maar die Gees van God maak dit lewendig. Amen. As ek en u kan glo in God se woord met ons volle hoop en volle vertroue, amen, dan kan die Here 'n verandering bring. Dit is so eenvoudig hierdie boodskap vandag. Die uitroep is dat u moet aanhou bid. Die uitroep is dat u nie moet opgee in die gebed in ons Here Jesus Christus nie. Roep Jesus Christus aan, want hy sê, roep my aan en ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dit is wat die woord van die Here sê. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dank u vir die liefde en die genade. Ons dank u, Here, vir hierdie bemoediging, vir hierdie skrifgedeelte wat ek kon deel vandag, my God. Ek dank u vir elkeen wat ingeskakel is op hierdie program, my Vader. Here, hierdie boodskap was so eenvoudig, Here, 'n uitroep na gebed, my Vader. Here, want u sê, Here, ons moet tot u nader in die gebed, my Koning. Ons dank u vir die wonders wat u kom doen. Ons dank u dat u, Here, plekke sal skud deur die gebed. Ons dank u, my God, dat u Heilige Gees op elkeen van ons sal uitstort deur die gebed. Ons dank u, Here, dat u ons sal help, Here, om vrymoediglik die evangelie van u te verkondig, die goeie werke van u te gaan doen, Hemelse Vader, Here, deur die krag van die gebed. Ons bedank u vir alles, my Koning, Here. Ek dank u vir herstelling van huisgesinne. Ek dank u vir, Here, genesing in harte wat seer is en gebroken is. Ek dank u, Hemelse Vader, Here, vir moeders en vaders, Here, wat in omstandighede sit. Ek dank u dat u hulle uithaal. Ek dank u, Hemelse Vader, Here, vir besigheidsmense wat in probleme sit, Hemelse Vader. Ek bid en ek dank u vir die wonders wat u doen in hulle lewens, in hulle besighede, in die magtig en kragtige naam van Jesus Christus. Ek bedank u vir alles, Here, waar u deurkom, Here, en waar u wonders verrig, waar u genesing bring, Here, waar u herstelling bring, my God. Ek dank u, Here, vir die mooi werke wat u doen. Aan u kom die lof, die prys, die eer en die aanbidding toe, in Jesus magtige naam. Amen en amen. Die Here seën u.